Vriende, goeiemôre. Ons is dankbaar dat ons uitgespaar is. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat dit goed gaan met u en u geliefdes. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook sal seën terwyl ons vanmôre sal aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Spreuke. Nou vers 7 van Spreuke 21 sê vir ons: die gewelddadigheid van die goddelose sleep hulle weg, want hulle weier om reg te doen. Vriende, hierdie vers sê vir ons baie duidelik, dis nie God se skuld dat mense in boosheid leef, in boosheid voortgaan en hulle self in hulle boosheid verongeluk nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die gewelddadigheid van die goddelose sleep hulle weg, want hulle weier om reg te doen. Dikwels lees ons in die Bybel hoe die Here vir ons sê: vandag as julle die stem van die Here hoor, verhard julle harte nie. En tog is die goddelose mens asof hy geblinddoek is. Hy gaan voort in sy boosheid en hy leef in sonde en die verval en vernietiging is naby. Een van die vertalings sê die geweld van die goddelose mense vernietig hulle self, want hulle weier om reg te doen. En ek het vir u gesê nie, oordenkings wat verby is, ons elkeen het 'n gewete gekry. Ons weet wat reg en verkeerd is. Vriende, die woord van God is vir ons hierdie bron wat ons gewete versterk, sodat ons meer onderskeid kan tref. Maar elke mens wanneer hy steel, weet hy steel. En elke mens wat moor, weet wanneer hy moor. En daarom sê die Bybel, die goddelose gaan maar net voort in sy sonde, in sy gewelddadigheid, in hierdie pad van vernietiging. En die einde daarvan, vriende, is dat sy lewe heeltemal verongeluk word. Daarom, doen die regte, vlug na die Here, bly dat hy jou siel sal red, en vra hom dat hy jou lewe sal gee deur die werking van sy gees, om te doen wat hom behaag. Vers 8 sê, gekronkeld is die weg van 'n skuldige mens, maar die reine, sy handelinge is reg. En eintlik hierdie verse, vriende, is redelik voor die hand liggend. Slegte mense loop krompaaie, eerbare mense tree eerlik op. En ons kan hulle eintlik van 'n afstand af sien. En dikwels vertrou ons mense te vinnig en dikwels kom mense met baie mooi praatjies na ons kant toe. Maar vra die Here vir wysheid, dat jy kan regtig hoor wat mense sê as hulle praat. Dat jy regtig aandagtig sal luister en sal agterkom as hierdie mens met slinkse planne besig is. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat slegte mense, godlose mense loop krompaaie. Hulle het altyd 'n verskuilde agenda. En mag ons die Here bid vir wysheid. En kom ons vra die Here ook om eerbare mense te wees. Want 'n eerbare mens se handeling is reg. Wat hy sê, doen hy. Hy is nie agterbaks nie. Hy kom nie mense te na nie. Hy doen mense nie in nie. En ag vriende, kom ons wees daar die eerbare mense wat die Here kan verheerlik. Dan vers 9 is 'n vers wat al 'n paar keer oor gepraat is. Wat sê dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis. Nou ons lees daarvan in Spreuke 19 vers 13, Spreuke 21 vers 19 sê vir ons dieselfde. Ek lees vir u, dit is beter om in 'n woeste land te woon as by 'n twisgierige vrou en ergernis. Wat ek eenvoudig vir ons sê is dat mense sê altyd vrouens is 'n tuiste skepper en dis verseker so. Die Bybel sê vir ons, vriende, dat 'n vrou wat twisgierig is, heeltyd wil beklei, haar stem wil verhef en skreeu, haar mense van haar vervreem deur haar slegte gesindheid. Die Bybel sê vir ons, dit is 'n hartseer tyd en 'n hartseer saak wanneer dit so in 'n huis gaan. Dis beter om in 'n woestyn te gaan bly. Dis beter om op die hoek van 'n dak te bly en in daardie tye, vriende, was daar 'n area bo op die huis, 'n dakarea. En dis baie keer gevaarlik geweest omdat daar nie altyd mure was wat gebou was om mense te beskerm nie, maar dit is beter om daar te gaan bly as saam met 'n twisgierige vrou onder een dak. En daarom sê die Bybel ook vir ons baie duidelik dat ons nodig het om hierdie waarheid met ons dames te kommunikeer. Hoor hoe pragtig beskryf die Nuwe Testament dit vir ons. Die apostel Petrus kom gee vir ons die antwoord op hierdie twisgierigheid van 'n vrou. Hy sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Julle versiering moet nie uiterlik wees, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborgde mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n sagmoedig en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. En vriende, dit is verseker vir ons, hierdie antibiotika, hierdie teevoeter vir hierdie gesindheid van twisgierigheid. En daarom pleit ek by jou as jy vrou is, onthou jy gaan rekenskap voor God gee, hoe jou man, hoe jou kinders behandel het, hoe jou huishouding bestuur was, hoe jy opgetree het wanneer dinge nie gaan volgens jou smaak nie. En ons leef in 'n tyd, vriende, waar die Women's Lib beweging en die vroue bewegings besig is om veld te wen. En vrouens het hierdie mannetjiesagtige gesindheid deesdae, waar hulle met die 4x4 ry en jou amper van die pad af wil ry en vir jou tekens wys en in die huis te kere gaan en skree en mal gaan
om hulle stempel af te druk. Ek vra jou, stop daarmee as jy daarmee besig is. Besef jy is vrou geskape deur God met 'n bepaalde doel en rol wat jy moet vervul. En dis om God te verheerlik in 'n stille en 'n sagte gees. Jy's nie 'n man nie, net soos ek nie 'n vrou is nie. Daarom gedra jou waardig as 'n vrou wat God kan verheerlik in jou huishouding met hierdie sagte en stille gees. Ek dank die Here vir daardie vrouens wat ek in my lewe al ontmoet het en dikwels mee te doen kry wat hierdie stille gees het. Geseënd is hulle huise, geseënd is hulle man, hulle vrou, hulle kinders, en hierdie vrou wat die Here dan so verheerlik. Vers 10. Die siel van die goddelose begeer die kwaad, sy naaste vind in sy oë geen genade nie. Nou vriende, hierdie verse eenvoudig vir ons, dat die goddelose so erg is, dat hy self nie sy bure of mense naby hom sal spaar nie. Goddelose mense sal hulle eie pa en ma indoen, hulle eie buurman indoen, hulle eie buurvrou indoen, hulle sal hulle familie en vriende indoen. Die goddelose se goddeloosheid ken geen perke nie. En dit wat hierdie vers vir ons sê, pas op, wees paraat, vra die Here vir wysheid, sodat jy ook versigtig sal wees hoe jy optree, en wanneer mense na jou toe kom om sekere dinge aan jou te verkoop, of miskien 'n sekere saak aan jou te stel, dat jy met wysheid sal optree, en die Here sal vra, dat jy ook insig sal verkry. Vers 11 sê, as 'n mens 'n spotter straf, word die eenvoudige bedagsaam, en as 'n mens 'n wyse onderrig, neem hy self kennis aan. Nou vriende, hierdie vers het ons al reeds ook in Spreuke 19 vers 25 hanteer, en wat die vers eenvoudig vir ons sê, as daar 'n straf vir 'n spotter of vir 'n misdadiger kom, is die wyse onmiddellik paraat en hy sien daar is straf en hy word geonderrig. Hy leer uit die verkeerd wat die ander doen, sodat hy nie self in die struik trap nie. En dis belangrik om hierdie groot waarheid raak te sien, vriende, dat straf noodsaaklik is, sodat ander ook kan leer deur die straf wat die oortreder kry. Een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê dit so mooi. Hy sê, as jy 'n ligsinnige mens laat boet vir sy dade, leer onervare mense wysheid daaruit. As jy iemand onderrig wat wysheid het, leer hy self daaruit. Wonderlik om hierdie waarhede in God se woord raak te sien. Vers 12 sê, die regverdige let op die huis van die goddelose, hy stort die goddelose in die ongeluk. En vriende, wat hierdie vers eenvoudig beteken is, die regverdige God sien wat in die goddelose se huis aangaan, en hy bring die goddelose tot 'n val. Jy moet onthou, die oë van die Here, vriende, is nie blind nie, en sy ore is nie doof nie. Sy hand is nie te kort om te help nie. Maar die Bybel sê vir ons, hy is 'n God wat sien, hy is 'n God wat hoor, en hy sal self die goddelose tot 'n val bring. Ons dink baie keer die goddelose floreer, hulle maak wat hulle wil, hulle doen wat hulle wil, hulle sê wat hulle wil, dis nie so nie. Vriende, goddelose mense leef in konstante vrees, dat hulle goddeloosheid aan die lig gebring sal word. Hulle lewe in konstante vrees, want hulle is bang vir die volgende een, wat meer goddeloos is as hulle. Ons dink hulle het so rooskleurige lewe, en dis nie so nie. Dis mense wat konstant in vrees en in bewing is, en dan nog, die gewete wat vir hulle sê, daar's 'n dag van oordeel wat sal aanbreek. Of hulle het probeer uit hulle gedagte uitwan, of nie, het maak nie saak nie, die punt van die saak bly. Hierdie mense het nie so rooskleurige lewe soos ons dink hulle het nie. Daarom sê die Bybel, die rede daarvoor is omdat God self eendag die goddelose tot 'n val sal bring. Daarom wees eerbaar, lewe heilig, vra die Here vir genade om jou lewe te leef in die lig van die ewigheid, in die dag van rekenskap, sodat jy ook 'n lewe kan leef wat God welbehaaglik is. Die laaste vers van vanmôre is, wie sy oor toestop vir die geskree van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. En ag vriende, is belangrik om hierdie saak raak te sien. Ek het vir julle al baie gesê, ons het al male sonder taal oor hierdie saak gepraat, en dit word oor en oor herhaal in die boek Spreuke. Arme mense sal altyd by ons wees, maar ons het nodig om die Here te vra vir wysheid. Baie mense is arm, omdat hulle lui is om te werk. Hulle wil nie hulle eer daarin stel om met hulle eie hande te werk nie. So ons kan nie 'n skrifbeginsel in die wind slaan, om dan 'n arme te versorg wat homself nie wil help, deurdat hy kan werk, maar hy wil dit nie doen nie. Of hy's verslaaf aan dwelms of drank, en nou is hy arm, en hy het alles verloor, en nou is hy hulpbehoewig nie. Ons het nodig om wysheid van die Here af te bid. Maar vriende, ons almal ken arme mense. Ons almal weet van mense wat regtig in die nood is. En die Bybel sê, as ons hulle hulpgeroep hoor, en ons sluit ons ore vir hulle toe, sal ons eendag roep en die Here gaan nie hoor nie. Daarom wil ek jou vra, onthou die inkomste wat jy genereer, is wat God jou genade voorgee om te genereer. Hy gee jou kennis, wysheid, verstand, insig, genade om op te staan, 'n kar om mee te ry, om hierdie werk te kan doen om inkomste te genereer. Ons gee vir die Here wat hom toekom,
Die Bybel sê vir ons dat die Here vir ryk en vir arm hierdie gedagte van 'n tiende gegee het. Die armer mense en die ryker mense, vriende, gee dieselfde persentasie van hulle inkomste vir die werk van die Here. Maar dan is daar ook die barmhartigheid wat ons doen. Dan is daar ook die offergawe wat ons gee vir hulle wat arm is. Miskien is daar 'n buurman, miskien is daar 'n familielid, miskien is daar iemand in jou kompleks wat nood het. As die Here in jou hart dit opwek en jy sien die nood, help waar jy kan en verheerlik God. En ag vriende, weet dat die Here ook self, wanneer jy roep, sal hoor en vir jou sal antwoord. Mag die Here genade gee. Onthou, om 'n kind van die Here te wees is nie 'n maklike saak nie, maar is absoluut die moeite werd. Dis absoluut die moeite werd om vir die Here te lewe, vir sy naam en vir sy eer, en te weet ons gaan eendag by hom in die mooi so kry, 'n ewige loon, wat nie deur mot en roes sal verniel en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 'n Loon wat ons aan die voete van ons Here sal neerlê, om vir ewig in sy heerlikheid te wees, om saam met hom te wees, om ook die mooiste boom te kry, en om te dien vir tyd en ewigheid. Vriende, mag die Here genade gee, mag die Here ons wysheid en insig gee, en mag ons lewe tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder.